vir jare aan haar, met 'n hongerhart wat net nie wil bedaar nie. Sy het my wakker wêreld skoon deur mekaar kom maak, en dan droom ek ook nog elke aand van haar. Sy is altyd met haar rug na my gedraai, haar gesig hou sy geheim, en haar naam die moet ek raai. Maar ek weet ek ken die meisie wat daar staan, en ek wens ook ek kon nader aan haar gaan. Hierdie is 'n liedjie net vir jou, droomvrou, en ek sing dit, ja ek sing dit net vir jou. En ek hoop, as jy dit hoor, sal jy onthou, droomvrou, dat ek jarelang gesoek het. Soos baie dankie vir julle almal wat hier is vandag. Oom Anton, Tannie Martie, Tannie lyk pragtig. Het is altyd lekker om 'n bruid te sien. Dit maak altyd almal se harte warm. En ek kon sien Oom Anton het mag gestaan en trippel hierdie kant toe Tannie instap. Senuwees is hoog. Maar julle altyd lyk pragtig. Hy kry al koue voete. Hy kry koue voete, ja, dis hoekom. Afgeneem. Ons gaan nou oor hy voete gesels. Ons gaan nou oor hulle gesels. Maar kom ek doen vir ons net 'n gebed saam. Kom ons buig die hoofde. Ons Hemelse Vader, ons wil vir U baie dankie sê vir 'n pragtige mooi geleentheid soos hierdie. Here, U is die een wat die sterre getel het. U is die een wat die see se grense gestop het. U is die een wat alles geskape en gemaak het, maar U is ook die een wat die huwelik vir ons gegee het. Iets baie moois en iets pragtigs, iets kosbaars. Iets waaraan ons kan vashou en altyd op hoop, Here. Dankie vir die voorreg wat ons hier het om saam met Oom Anton en Tannie Martie te wees vir die mooi geleentheid. Vader, 50 jaar gelede is daar beloftes gemaak en vandag staan hierdie twee mense voor ons as 'n getuie van daardie beloftes. Dit wat hulle beloof het hulle by vasgestaan, Here. En is 'n voorreg vir ons om saam met hulle hierdie tydjie mee te maak. Ons weet, Here, daar was vreugde, ons weet daar was moeilike tye, maar ons weet, Here, dat U die een was wat hulle ondersteun het en onderskraag het deur al daardie tye. U het hulle sterk gehou en U het hulle gebring tot waar hulle vandag is. Al die eer en al die lof kom U toe. So Vader, ons bid dan nou en vra dat U ook saam met ons sal wees tydens hierdie geleentheid, dat U ons sal naby wees, dat U ons sal seën met U teenwoordigheid en dat ons ook hieruit iets spesiaals vir elkeen van ons kan saamvat. Ons bid 'n groot seën op hierdie event af, Here, en ons vra dit in Jesus naam. Amen. Amen. Nou, ek het nou voorberei en ek het gedink ek wil vir julle begin met die boodskap, maar tog gaan ek vir julle 'n gedeelte lees uit Prediker 4 vers 9. Dit is 'n baie bekende gedeelte en baie keer as jy by 'n troue kom, is dit waar hy die ouens preek en dan verwys. Maar ek dink spesiaal vir vandag met hierdie geleentheid is dit juis van toepassing met julle twee en julle keuses wat julle gemaak het en julle getrouheid aan mekaar en aan die Here. Ek lees vir ons vanaf vers 9, Prediker 4. 2 is beter as 1, want hulle het 'n goeie beloning vir hulle moeitevolle arbeid. Want as hulle val, kan die een sy maat optel. Maar wee die een wat val sonder dat daar 'n tweede is om hom op te tel. Verder as 2 by mekaar lê, kry hulle warm. Maar hoe kan een alleenig warm word? En as iemand die een aanval, kan al 2 hom teëstaan bied. En 3-dubbele lyn word nie gou verbreek nie. Mag die Here die lees van sy woord tot ons harte en gedagtes seën vandag. Ek wil net hê julle moet sien en oplet dat Oom Anton het nie moeswillig het nie per ongeluk sy skoene vergeet vandag nie. Hy het met 'n doel kaalvoete hier gestaan en wag vir sy bruid. Dis iets kosbaars, is iets moois en want 50 jaar gelede het hy vir Tannie Martie met sy kaalvoete gevra om met hom te trou. Kan Tannie dit onthou? Was 'n spesiale geleentheid. Tannie het daar 'n man hier wat nogals romanties kan wees. Ja. Sjoe. Vandag het hy hier ingekom, sy skoene uitgetrek en almal het hom skeef aangekyk en sê, "Oom Anton, wat gaan nou aan?" Sy moet julle nie bekommerd wees nie, daar's 'n doel daarvoor en nou weet ons. Oom Anton het nie vergeet nie. Hy het daardie oomblikke onthou van daardie tyd. Dit was vir hom spesiaal, want die vrou wat hy gevra het om met hom te trou was vir hom spesiaal. So vir ons is dit ook spesiaal om vandag daai stukkie van julle lewe te deel en te kan sien hoe kosbaar dit vir julle is.
Wie is hulle? Mag julle dalk vra. Ek het vir Sonja gevra om vir my so 'n bietjie inligting te deel, bietjie agtergrond, en ek en die oom en tannie nou net vir 'n kort rukkie en 'n paar keer saam gekuier en lekker potjie kos saam geëet al, maar ek ken hulle nog nie so goed nie. So Sonja het vir my so 'n bietjie inligting gedeel. En Sonja se woorde was, sy sê my pa se regte tergees by die huis. Ek weet nie of dit waar is nie, tannie. Hy sê 'n tergees. Na 50 jaar kry hy dit nog steeds reg om die tannie so nou en dan uit te vang. En dis goed. Kom Anton, die Here het jou geseën met daardie talent. Dis iets moois. Want om lag en vreugde in 'n verhouding in te bring is altyd iets kosbaars. En dis ook goed om so nou en jou vrou op haar tone te hou. Ek dink dis belangrik, nee. Jy het haar nog steeds aan die lag na 50 jaar. Jy kan haar nog steeds verras deur om kaalvoet by sy huweliksherdenkingstroue op te daag. En dis hoekom ek dink die tannie hom so lief het. Dat sy vir 50 jaar nog steeds saam met hom staan en hom se sy wees. Juist oor daardie tipe dingetjies, daardie klein goedjies wat oom bydra. En dan is daar tannie Martie. Sonja, sy oudste suster, het vir ons gesê, ons moeder is 'n regte moeder. Maar sy maak altyd seker dat almal genoeg het om te eet. Al is sy moeg, al is sy siek, en selfs al gaan kuier sy iewerste, sal sy altyd vra as iets wat ek vir jou kan maak. Tannie Martie, jy is so lief vir jou kuns en jou hande werk, dat jou man jou Dottie genoem het. Jy brei, jy doen naaldwerk en jy skep. Maar die mooiste ding wat tannie en oom Anton saam geskep het, is julle gesin. Is julle kinders. En om vandag hier te kan wees, om te kan sien dat daardie mooi verhouding so gegroei het, dat die kinders daar is en ons kleinkinders, is 'n groot voorreg. Dis 'n bevestiging op daardie mooi talent en mooi keuses wat julle gemaak het. Oom Anton, hou nie op beweeg nie. Ek dink vir myself hier in Nieu-Seeland, as ek kom kuier, gaan doen hy 'n parkrun. Hy laat ons jong manne maar sleg lyk. Hy speel golf. Hy doen alles wat hy kan om besig te bly. Hy ook daarvan om raad te gee en te motiveer, veral vir sy kinders. En saam, tannie Martie en oom Anton, sal julle altyd agter julle kinders staan en hulle ondersteun. Dis nou wat die kinders gesê het. Dis wat pragtig is van julle voorbeeld. Saam is julle 'n wonderlike kombinasie. Oom Anton lag en tannie Martie koester. Oom Anton terg en tannie Martie troos. Hy is besig en tannie Martie sorg. Twee mense wat vir mekaar aanvul, net soos God dit bedoel het. Wat sê die skrif? Jesus het eendag gesê, iets wat heeltemal eenvoudig klink, maar eintlik tog so diepe betekenis het. Matteus 19:6 sê hy, wat God saamgevoeg het, mag geen mens skei nie. Dit is die eerste vers wat by ons gedagte opgekom het, ek gevra het, waaroor kan ons gesels? 50 jaar gelede het julle voor die Here en voor getuies gestaan en julle het geloftes afgelê aan mekaar. En vandag is julle die getuienis van daardie geloftes. Julle het dit getrou gestaan. God het julle geseën. Hy was saam met julle deur dik en dun. Sakke sout, vreugdevolle tye, die Here was daar. Hy het julle ondersteun en onderskraag. Hy het julle versterk in die moeilike tye. Soos Prediker gesê, 2 is beter as 1. Daai 3-dubbele tou word nie maklik gebreek nie. Ek glo die dag toe julle voor die kansel gestaan het, voor getuies mekaar julle geloftes afgelê het, het julle die Here deel gemaak van julle huwelik, van die begin af. En ek wil sê, dis waarom huwelike hou, is wanneer God deel is van daardie huwelik. En julle het dit gedoen. Wat 'n mooi voorbeeld vir ons om daarna te kan kyk vandag en saam met julle bly te kan wees. Dis waarom die huwelik sterk is omdat die Here daarvan deel is. 50 jaar se huwelik. Vandag is dit 'n rekord. Deesdae se tye word dit nie sommer gedoen nie. Dit is nie sommer dat mense by 50 jaar uitkom nie. So ons is baie bly en bevoorreg om vandag saam met julle hierdie mooi geleentheid mee te maak. Daar is hierdie sê ding van die bergklimmers. Ek weet nie of julle al gehoor het van die bergklimmers nie nou. Ek het nou nie een van daardie vreeslike fancy hoeks wat hulle het nie. Maar as jy met die bergklimmers praat, dan sal hulle vir jou sê, dis nou die ouens wat ernstig is, nie die ouens wat jou Port Hills gaan stap op 'n naweek nie. Daai manne wat as hulle daar teen die klippe opklim, dan wil jy 'n hartaanval kry net om die video te sien.
want hulle hang aan toue en hulle hang aan hakkies wat in gaatjies ingebore is en jou senuwees raak so hardloop so weg met jou. Maar daardie ouens, as jy vir hulle vra, hoe werk dit? Wat is een van die belangrikste reëls wanneer jy 'n berg klim? Dan sal hulle vir jou sê, never unhook from your partner. Want elkeen is by mekaar ingehak met so 'n klip, so 'n hakkie, soos hierdie. Hulle sê, maak nie saak hoe stadig jou maatjie klim nie, maak nie saak hoe vinnig hy is nie, maak nie saak hoe jy voel nie, jy maak nooit daai hakkie los nie. En iemand het een keer vir een van hierdie experienced ouens, hierdie manne met die groot ondervinding gevra, waarom het jy by daardie reël gebly vir 40 jaar se bergklim? En hy het gesê, die berg gee nie om hoe jy voel oor jou maatjie daai dag nie. Jy sal nooit durf die klippie afhak nie. My baie laat dink aan julle. Julle het besluit om nooit daai klippie los te maak nie. Altyd by mekaar ingehak te bly, altyd mekaar te dra in die moeilike tye, altyd saam te lag in die makliker tye. En dis vir ons kosbaar, dis baie spesiaal. Daar is 'n nalatenskap wat julle los vir julle kinders en julle kleinkinders. Dis iets spesiaals. En ons kyk op na julle. Ons waardeer dit. En ons sien dit raak. Ek wil 'n bietjie terugkom na die kaalvoet toe. Want Anton, dis baie spesiaal. Dit het nogal 'n groot indruk op my gemaak. Jy weet in die Bybel beteken dit jy staan op heilige grond as jy jou skoene uittrek. Ou Moses het daar by daai brandende bos gestaan en die Here moes vir hom gesê, "Hey, trek af jou sandale want jy staan op heilige grond." Hy het nie eens daaraan gedink nie, hy het nie eens besef nie. Maar God het vir hom gesê, "Doen dit." En dit is nie dat die woestynsand nou enigstens spesiaal was nie. Dit is nie dat die bos spesiaal was nie. Dit is omdat God se teenwoordigheid daar was. En as jy daaraan dink, is dit tog iets spesiaals. Ja, om kaalvoete te wees, is hoe die mens moet wees. Dis hoe ons gemaak is, klein, eenvoudig, in kontak met die aarde, kaalvoete. Heilige grond. En ek dink daardie tyd, toe Anton vir Tannie Martie gevra het om met hom te trou, en hy dit kaalvoet gedoen het, mag dit dalk wees dat simbolies ons daaraan kan dink, dat dit ook vir hom heilige grond was. Om 'n spesiale maatjie te kan vra om haar lewe met hom te deel, is 'n spesiale geleentheid, 'n toegewyde geleentheid. Want dis wat heilig beteken. Beteken jy's toegewy, jy's afgesonder, jy behoort aan iemand spesiaals. Die Bybel sê, wees julle dan heilig, want ons Vader in die hemel is heilig. Hy's toegewyd, hy's afgesonder en spesiaal toegewyd aan ons. So ook het Tannie besluit, ja, ek sal myself toewy, afsonder en gee aan 'n maatjie. Heilige oomblikke. Nie net heilige grond nie, maar heilige geleenthede. Ek wil sê, vandag staan julle nog steeds by mekaar. Nog steeds heilige grond. Heilige geleenthede. Want julle behoort nog steeds aan mekaar. Julle het daardie geloftes tot stand gedoen en julle bly nog steeds getrou aan mekaar. En dis wat so spesiaal is. Want 'n vrou wat saam met jou droom, saam met jou huil, saam met jou bid, saam met jou kinders grootmaak en nog steeds elke oggend langs jou wakker word. Dis 'n vrou wat jy wil hou. Dis 'n vrou wat jy weet wat God vir jou gegee het as 'n gawe. So ja, ek stem saam met hom, Anton. Trek die skoene uit. Staan by mekaar. Heilige geleenthede, heilige grond. En dis wat spesiaal is. Ons sien dit raak. Dus neem dit nie net van selfsprekend vandag nie. Ons sien julle is nog steeds hier. En dis wat ek glo wat om Anton vandag vir Tannie wil sê. Hy is nog steeds daar. Hy staan by Tannie se kant. En hy is dankbaar dat Tannie gekies het om ook saam met hom te staan. Om Anton, Tannie Martie, julle gee vandag vir ons 'n geskenk. Ons wat hier is en die wat aanlyn op die video ook kyk na die program. Ons het 'n geleentheid, dis 'n geskenk vir ons. Julle wys vir ons dat dit moontlik is. Dat 'n man na 50 jaar nog steeds sy vrou kan verras. Dat 'n vrou na 50 jaar nog steeds kan koester en omgee en lief hê en by haar man kan staan. Dat twee mense wat God in die middel van hulle lewe ingeweef het, nog steeds suksesvol kan wees. Julle stel daai voorbeeld vandag. Mag julle nog baie jare saam hê. Mag julle nog steeds mooi drome hê. Mag die lag nooit opdroog nie. Mag die tafel altyd vol wees. Altyd. En mag julle kinders en hulle kinders bly sien wat dit beteken om mekaar verbind te wees. Mag julle elke seisoen wat nog kom altyd onthou waar julle begin het. Julle het dit saam gedoen. Met kaal voete was daar gevra.
en met 'n oop hart is daar aanvaar. Mag julle dit nooit vergeet nie. Amen. Oom Anton, ek gaan by jou begin. 50 jaar gelede dink ek het die dominee presies dieselfde ding gedoen. By die man begin en hy het gesê, Anton, beloof jy plegtig voor God en getuies hier teenwoordig dat jy vir Tannie Martie tot jou wettige eggenoot neem om volgens die verordeninge van God en die heilige huwelikstaat saam te leef. Ja. En beloof jy dat jy vir Tannie Martie in alle omstandighede, in sowel siekte as in gesondheid, lief te hê, haar te troos, te eer en te onderhou. En beloof jy om alle ander te versaak en haar alleen aan te hang, solank as julle albei sal lewe. Amen. En nou Tannie Martie. Tannie Martie, beloof jy plegtig voor God en getuies hier teenwoordig dat jy vir oom Anton tot jou wettige eggenoot neem om hom volgens die verordeninge van God en die heilige huwelikstaat saam met hom te leef. En beloof jy dat jy vir oom Anton in alle omstandighede, sowel siekte as in gesondheid, lief te hê, om te troos, te eer en te onderhou. En beloof jy om onder alle ander te versaak en hom alleen aan te hang, solank as julle albei bly lewe. Amen. Nou ja, daar is nie 'n ringseremonie nie, want daardie ringe is al vir 50 jaar aan daardie vingers. Vasgegroei, oom, vasgegroei en is baie mooi. Ons love dit, dis pragtig. So, ja, kom ons doen die huweliksverklaring dan. Ek gaan dit nou doen asof ons in Suid-Afrika is dit reg? Ja. Aangesien ons almal as getuies daartoe hierdie geloftes in die openbaar van oom Anton en Tannie Martie kon aanhoor, en aangesien ons nou ook daartoe kan bevestig dat hulle wederzijds ingestem het om 'n heilige eg te verbind te word, en daarvolgens ook voor God hierteenwoordig getuig het, verklaar ek dat volgens die bepalings van die huwelikswet van die Republiek van Suid-Afrika julle regtens getroud is. Dis nou die tyd wat oom ons bruid mag soek. Yay! Ek wil net met julle gedeel het dat weet hierdie laaste 6 weke aan my maale, 6-7 weke aan my maale, daar was permanent gebieker en gedit. Maar wat vir my die mooiste was is dat hulle kan nou en dan lag hulle daaroor en dan gaan hulle net aan. En dit is my so nice om te sien dat hulle vat absoluut niks persoonliks nie. And they just go with the flow. En hulle lag het maar net saam uit. En dit is so 'n goeie voorbeeld vir ons om dit te kan sien. Ek dink nie dit bestaan baie deesdae nie. So baie dankie dat julle vir ons daai voorbeeld kan wys. Papa, mamma, baie dankie vir die voorbeeld wat julle vir ons as dogters gestel het. Ons waardeer dit baie. Dan wil ek ook net vir almal sê dankie dat jy is. Ons waardeer dat julle dit saam hierdie dag so met ons kom doen het. En dankie vir Tinus. Asseblief dankie dat jy vir ons die dag spesiaal gemaak het met jou baie pragtige woorde. En ek het nou een laaste ding wat ek wil doen. Ek het in die winkel geloop en hierdie ding raak gesien. Dis myne. Ek dink iemand wen hierdie ding, want dit vat baie om vir 50 jaar die liefde vlammetjie te laat gaan. Maar ek is seker wie verdien om meer nie, my pa of my ma nie. Wie die meeste opgeskep aan hierdie, so ek gaan maar vir hulle sê, baie geluk, julle opnie verdien hom, hy's groot genoeg om te share. Soos 'n rugby team. Dis 'n wisseltrofee, ons wil hom volgende hê. Hierdie is 'n liedjie net vir jou, droomvrou. En ek sing dit, ja ek sing dit net vir jou. En ek hoop, as jy dit hoor, sal jy onthou, droomvrou, dat ek jarelang gesoek het net na jou. Ons Hemelse Vader, dankie vir 'n so mooi geleentheid. Dankie dat ons net weer eens herinner word aan al die ryke seën wat U op ons plaas. U is so goed vir ons, Here, in soveel opsigte. Selfs dat ons vandag hier kan teenwoordig wees en saam met oom Anton en Tannie Martie net hierdie tydjie saam te kan spandeer.
om terug te dink aan die verlede, aan 50 jaar terug, waar hulle die belofte gemaak het aan mekaar. En Here, dankie vir die seëninge, en die krag en die bystand, die genade wat U vir elkeen van hulle gegee het, dat hulle nog steeds getrou gebly het aan daardie beloftes. Hulle staan vandag hier, Here, hand in hand, en weet dat hulle reg is vir die volgende 50 jaar. Want hulle weet, Here, saam met U is dit moontlik. Vader, ons wil spesiaal bid vir hom Anton vandag. Ons wil vra dat U altyd deur daardie glimlag op sy gesig sal hou, dat U altyd deur daardie verrassings in sy gedagtes sal herinner, dat hy altyd deur grappies sal maak, en dat hy altyd deur ook so vir Tannie Martie sal lief hê en omgee, net soos wat hy al die jare gedoen het. Ons bid spesiaal ook so vir Tannie Martie, dat Here U altyd deur sal sterk hou, om aan te hou, om te koester en te skep, en te sorg, en lief te hê, net soos wat sy vir al die jare gedoen het. Vader, ons dankie vir hulle twee se mooi voorbeeld. Ons vra, Vader, dat daar net nog meer lag sal wees, dat die liefde nog dieper sal gaan, dat jy hulle plek, hulle huis, hulle omgewing, waar ook al hulle beweeg, dat mense altyd sal voel, daar's 'n hitte, daar's 'n warmte, daar is liefde, dat almal sal tuis voel, net soos dit nog altyd was. Ons bid 'n ryke seën op hulle kinders, hulle kleinkinders. Ons bid, Vader, dat U altyd deur hulle sal werk, om hierdie mooi voorbeeld te stel, wat hulle nog altyd gedoen het, en dat ons, Vader, ook daardeur geseën kan word. Ons seën ook hulle, Vader, vandag, en vra dat U hulle naby sal bly, en dat U hulle sal versterk, en Vader, dat U altyd U teenwoordigheid sigbaar sal maak in hulle lewens. So wees nou met hulle, Here, ons plaas hulle in U hande, en ons wy hulle toe aan U in Jesus se naam. Amen. Amen. Right, ek is reg. Oh nee. Alright, en die video is besig om te gaan, so oupa, hoe gaan jy dit doen? Daar onder ouma se rok is daar ietsie daar. Was 'n bietjie makliker
gewees.